Baie welkom by Agapai Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Baie dankie. Kan jou sitplek inneem. Ja, dit is so lekker vir my, soos ek nou gesê het, om almal van julle vandag hier te sien. En ek weet almal sit vandag hierso van verskillende geestelike plekke. Hier's van ons, baie van ons wat die Here al baie jare dien en God lank ken, deel is van kerk en dan is van ons wat die Here dalk nie so lank ken nie en onlangs besluit het om Jesus te begin volg en dan sit die mense wat dalk nie kerkmense is, die mense wat nie Jesus volg nie en ek glo waar ook al jy vandag is, hierdie gaan met jou praat en ek glo definitief dit kan tot jou lewe spreek, dit ons vandag oor gaan gesels en dis een van die gunsteling mense vir my in die Ou Testament waar ons praat, Koning Dawid. My naam is Dawid, my doopnaam is Dawid, so ek relate nou nogals met hom en dis vir my lekker om in hierdie reeks in te delf en te gesels met jou oor Dawid. Nou, kom ons kry net eers iets aan die begin uitgesorteer. Is enige aksiefliek fans? Enige aksiefliek fans? Wow, okay, baie. Ek het nie gedink dit gaan so baie wees nie. Ek gedink dit gaan dalk net soos 2 of 3 wees. Ja, nou kom ek sê vir jou, ek is nie 'n groot aksiefan fliek fan nie. Want dit voel vir my aksieflieks is baie voorspelbaar. Sorry dat ek jou offend vandag al die aksiefliek fans. Dit is my baie voorspelbaar. Het jy dit nog nooit agtergekom nie? Meeste aksieflieks het 'n hero en dan is daar 'n skurk en dan veg hulle teen mekaar deur die fliek en dan raak al die gevegte al hoe meer intens en dan is daar die groot epic fight aan die einde, dan wen die hero en dan wen hy die skurk en dan kry hy die meisie, hy red die meisie, hulle soen mekaar in die ambulans, hy tap 2 keer op die polisiekar se dak, die skurk ry weg and they lived happily ever after. Daar's jou tipiese aksiefliek. Okay? Sorry vir die wat aksiefliek fans is. Maar is dit nie so nie? Okay, ek kry altyd die girl en hy wen en hy lived happily ever after. Nou, jy sit ook vandag van ons aksieflieks fans wat dink die storie van Dawid eindig so. En Dawid wen toe vir Goliat en hy kry die girl, Goliat is te verslaan en hy trou met Saul se dogter en hy bly in die paleis en hy word vriende van die koning and they lived happily ever after. En nog iemand wat so gedink het? Want ek kom agter, baie mense ken Dawid se storie tot by Dawid en Goliat. Baie mense weet van Dawid en Goliat en dan is dit so half blurry met die res van die tyd. En toe skryf hy Psalm 23 en dan weet jy weer en dan is dit weer so half, weet mens nie veel van Dawid af nie, nee. Maar dit is definitief nie hoe dit vir Dawid geëindig het nie. Binne die volgende 5 tot 7 jaar in Dawid se lewe, na Goliat, sou hy die volgende 3 reëse in sy lewe gefeis het. 3 reëse. Nie 'n fisiese reus wat vir hom 'n fisiese bedreiging was as Goliat nie, maar reuse binne in homself. Reuse wat probeer het om sy karakter, sy roeping en sy verhouding met die Here te vernietig. En dis hoekom ek dink hierdie storie so relevant is en dis hoekom ek dink dit is so belangrik vir ons om vandag oor hierdie storie te praat want ek weet nie of jy dit besef nie, maar dieselfde 3 reuse wat Dawid binne 7 jaar na Goliat moes gefeis het, is dieselfde 3 reëse wat jy en ek, soos ons vandag hier sit 2000 jaar later of 3000 jaar later van Dawid se tyd af, ook in ons lewens gaan moet face. Een of ander tyd gaan ons elkeen soos Dawid voor daai 3 reëse te staan kom. En ek dink dit is belangrik vandag om vir almal te sê wat hier sit, dit maak nie saak hoe geestelik jy is nie, dit maak nie saak hoe lank jy die Here dien nie, selfs die mees gedissiplineerde, selfs die mees geestelike volgelinge van Jesus is nie immuun teen hierdie 3 reëse nie. En sal elke een, maak nie saak hoe geestelik jy is, solank jy op die pad is, maak nie saak hoe dedicated, hoe gedissiplineerd jy is in jou geloof, maak nie saak nie. Een of ander tyd sal elke een van ons hierdie 3 reëse in ons lewens moet face. Nou hierdie 3 reëse het elkeen 'n naam. En dis nie te sê jy gaan al 3 reëse face nie, Dawid het toevallig al 3 gefeis, maar dit gaan dalk wees dat jy een van hulle gaan face, of 2 van hulle gaan face. Nou, as ek reg is, en jy reg is, dan wil ek die grand reveal vir jou doen, en daai reëse se naam is die volgende: woede, vrees en eensaamheid.
Sê dit saam met my. Woede, vrees en eensaamheid. Dis die 3 reëse wat Dawid binne 7 jaar na Goliat moes geface het. En by the way, reëse baie meer intens en baie meer gevaarlik as wat Goliat ooit vir Dawid was. Jy sê dalk en jy sê, Dawie, nou wanneer gaan ek hierdie face in my lewe? Wel, ek kan vir jou dit vra. Vertel my van 'n tyd in jou lewe wat jy die spytste oor is. Dink gou 'n bietjie aan 'n tyd in jou lewe wat jy die spytste oor is. Dink aan die laaste 10 jaar, 20 jaar. Wat is die tyd in jou lewe wat as jy terugdink aan daai tyd, daai seisoen in jou lewe, waaroor is jy die spytste? Ek waarborg jou, daai tyd waar jy die spytste is in jou lewe het iets te doen met vrees, woede of eensaamheid of isolasie. En as gevolg van daai 3 reëse het jy sekere goed gedoen. Want ek weet nie of jy weet nie, as jy met hierdie 3 reëse gekonfronteer word, vrees, woede en eensaamheid, dan maak jy nie regte besluite in jou lewe nie. Inteendeel, jy maak totaal verkeerde besluite in jou lewe. Wanneer hierdie 3 reëse jou konfronteer, dan is dit asof mense alle logika verloor, asof mense alle helderheid van verstand verloor. En is asof mense begin paniekerig raak, dis asof mense op instink begin gaan, jy word deur jou instinkte gedryf, jy word deur jou emosies gedryf, jy word deur jou gevoelens gedryf, en wanneer hierdie 3 reëse jou konfronteer, dink aan die tyd wat hierdie spytste oor is in jou lewe. Wanneer jy gekonfronteer word deur die reëse, voor jy sien, dan is jy besig om besluite te neem en dinge te doen, en keuses te maak wat jy eintlik nie wou doen nie, want jy verloor logika, dis asof jy helderheid van verstand verloor het, gaan by jou ore uit. Dis die effek wat hierdie reëse op 'n mens het. En dit is presies hoe dit in Dawid se lewe ook uitgespeel het. Weet jy of julle weet nie, maar Dawid het 2 groot mislukkings in sy lewe gehad. En ja, ons het laasweek gepraat oor, hy het die koning geken en die koning, en hy het gesê, al my hoop plaas ek op die Here, al my vertroue, maar hy het 2 groot mislukkings gehad, vir al die kere wat hy dit nie gedoen het nie. Die eerste groot mislukking, ken ons almal, dis toe hy in sy 50's was, toe hy reeds die koning van Israel was, en almal sal onthou, dit was met 'n tannie gewees, Batseba, onthou julle, meeste van ons ken dit. Imagine net jou grootste failure word in 'n boek opgeskryf vir die res van die wêreld of vir 3000 jaar te lees. Kijk, dis wat Dawid is, ons weet van sy grootste failure, nee. En die tweede ene is een wat in sy vroeë 20's gebeur het, toe hy so 22 jaar oud was, en ek wil oor daai tweede failure wil ek vandag bietjie praat. Op daai tweede failure wil ek vandag stil staan, want dit is vir my een van die mees compelling stories in die Ou Testament, dit is een van die mees interessantste stories, en ek dink dit is een van die belangrikste stories vir 'n faith community soos Agape gemeente, om vir mekaar te vertel en uit te leer in ons lewens. So, ek gaan vandag vir die backstory gee, en jy sal sien, dit kom uit 1 Samuel, en dit 18 tot 20, so ek kan nie hierdie verskillende hoofstukke lees nie, dis net te veel om te lees, en ek gaan julle aan die slaap lees, so kan ek jou vra, sal jy asseblief by die huis hierdie hoofstukke gaan lees? Ek dink een van die persoonlike geestelike dissiplines wat in almal se lewe is wat geestelik groei, is mense wat die woord van die Here lees. So gaan lees asseblief hierdie in Samuel en gaan kyk na al die details. So ek kan nie vandag alles lees nie, dis klomp verskeie hoofstukke, maar ek wil so vinnig vir jou backstory gee voordat ons dan kom by die oomblik wat ek dink die belangrikste is om oor vandag met mekaar te gesels. So die backstory wat jy in hierdie hoofstukke gaan lees is Dawid verslaan toe nou vir Goliat. En Dawid word die grootste held in Israel. Die Bybel sê vir ons mense, liedjieskrywers het liedere oor hom geskryf. En die vrouens het gesing, Dawid het oorwin 10.000 man. Kyk, onthou julle daai liedjies? Die mense het gesing, die seentjies het fight gespeel en hulle het beklei oor wie gaan Dawid wees en Goliat. Die meisies het die huisgenoot se middelblaai uitgehaal waarop Dawid was. Al my millennials en Gen Xers, onthou julle ons het dit gedoen, hè? Ek onthou, die girls het altyd die huisgenoot middelblaai sit in die mure, Andre Agassi en al daai mense, en die seuns het die sportsheldes, wie die middelblaai ding gedoen van huisgenoot? Daar sê, is al my millennials, my Gen Xers, ja nie, ons het dit gedoen, hè. So Cindy Crawford, verstaan, het jy daar opgeplak, en die man sal nou presies weet waarvan ek praat, wat ouer as 40 is. Die Gen Z mense soos, waarvan praat hierdie ou, nee? Wat sy huisgenoot middelblaai het in my kas deur. Anyway, hulle het alles opgeplak, nee, en het was Dawid gewees, en hulle het dit geloof.
En dit was hierdie amazing storie gewees en koning Dawid trou toe met Saul se dogter, nee, hy trou met die prinses van die land. Hoekom? Want jy onthou Saul het gesê die een wat Goliat verslaan kan sy dogter kry en Dawid trou met Michal en is hierdie bruilof van die jaar en Dawid trek in die paleis in. Okay, praat van 'n upgrade van 0 to hero, okay? Hy trek in die paleis in, hy kry die beautiful suite en hy en sy vrou, sy Saul se skoondogter, hy skielik familie van die koning, hy bly in die huis en meer as dit, hy en Jonathan, Dawid se seun, raak beste pelle. So hy het hierdie beste pel Jonathan, hy's met die dogter getroud, hy's hierdie baie hotshot bevelvoerder wat in die army een na die ander sukses bereik en is amazing. En Saul haat elke oomblik van hierdie. Saul was 'n deeply flawed persoon gewees. Soveel so dat God lank voor dit besluit het, ek wil jou nie verder as my koning hê nie. Ek wil jou nie langer hê as die koning van hierdie land nie. God het hom verwerp, sê die woord van ons. So hy was 'n deeply flawed persoon, hy was 'n insecure persoon gewees. Hy was seker die mees insecureste mens gewees wat gelewe het daai tyd. En hy het geen rede om dit te wees nie, want hy's koning, hy's in beheer, maar hy's insecure. En wat gebeur? Hy raak jaloers op Dawid. Hy raak jaloers op Dawid se sukses. Hy raak jaloers op Dawid se gewildheid, op Dawid se invloed wat hy oral het. En dan kan jy imagine wat so groot frustrasie moet dit wees. Die ou wat hom die meeste irriteer in die wêreld trek in sy huis in, trou met sy dogter en is beste pelle met sy seun. Ek weet iets van julle wie se seuns en dogters mense date wat julle nie van hou nie. So imagine daai scenario, nee. Trek sy in jou huis in. So sit aan jou tafel, nee. Julle weet waarvan ek praat as jy mense het en dis nog steeds 'n gebedsaak vir jou, maar dis nou waar Saul was in sy lewe, nee. So sy jaloesie begin oorkook, nee. Sy aggressie teenoor Dawid begin oorkook. So vooraf is hy nice met Dawid. Hy praat so deur sy tande met Dawid. Hallo Dawid, lekker geslaap. Jy weet daai tipe ding. Maar hy kan hom nie verdra nie. Wat probeer hy doen? Agteraf probeer hy Dawid uithaal. So agteraf reël hy militêre kampanjes teen die Filistyne en mense en hy hoop dat Dawid eintlik gaan doodgaan in daai battle. So wat hy doen is hy sit hom daar uit en hy sê gaan fight hierdie battles, amper onmoontlike battles en raai wat, wonder bo wonder dan wen Dawid hierdie battles wat hy gehoop het Dawid gaan doodgaan. En dan word Dawid se gewildheid nog meer en Dawid se popularity word nog meer en ons nog meer huisgenoot middelblaaie wat die lig sien hè. En Saul kan dit nie verdra nie. En op 'n stadium besef hy maar dit werk nie, so hy kry op 'n stadium sy seun Jonathan. En hy probeer sy seun oorreed en van sy amptenare daar in die paleis, dit kom bietjie closer toe hom, en hy probeer sy seun Jonathan oorreed en sê, maak vir Dawid dood, haal hom uit man. En Jonathan is so, pa, what are you thinking? Ons kan nie dit doen nie, dis jou skoonseun, wat gaan nie aan nie? En op 'n stadium praat Jonathan sy pa Saul uit hierdie hele ding uit en Saul besluit om dit nie te doen nie, maar hy kan dit nie verdra nie. Hierdie stoompot se deksel is op die punt om af te skiet. En eendag na een van die militêre campaigns waar Dawid weer suksesvol en invloedryk is en almal sing sy liedere, Dawid het oorwin 100,000 man is roosblare wat fladder in die strate. Toe hy genoeg gehad en hy's woedend en Dawid was 'n musikant ook gewees. Jy weet, dis net daai all-rounder mense, jy ken sulke mense, hulle doen net alles great. En hy speel op die lier en hy speel daar, jy weet. En die volgende oomblik trek Saul los met 'n spies wat by sy naby hom is en hy trek los en hy gooi vir Dawid en gelukkig mis hy vir Dawid en tref hy speel die spies die muur. En Dawid besef, dis is jou final boarding call. Dis nou tyd dat hy met uit die paleis uitkom. En Dawid vlug weg. En wat volgende gebeur is, Dawid gaan weg en hy besef, hy moet weg uit die koning se huis uitkom en sy vrou Michal cover vir hom en sy help hom wegkom. En wat volgende gebeur is, dis weer aandete. En Saul sit aan sy tafel en al sy hele huishouding sit aan sy tafel en hulle eet en ek dink dit was 'n redelike stil ete gewees. Dis een van daai awkward etes gewees, nee, jy hoor net die messe en vurke in die bord en almal kou. Dis van ons, jy weet mos, as iemand so kou langs is, so skou net sagter, jy weet daai tipe ding wat seker gebeur het. En Saul sien Dawid se plek is leeg aan die tafel. En dit was 'n big deal in die antieke tye gewees as jy genooi was om aan 'n koning se tafel te sit. Dit was 'n big deal gewees. Dit was 'n privilege wat min mense gehad het. So om 'n uitnodiging om aan 'n koning se tafel te kom sit, om dit te decline en nie aan die tafel te gaan sit nie, is 'n klap in die koning se gesig. Dis direkte minagting van 'n koning gewees. So Saul sit daar en hy kou al hoe harder want Dawid minag hom en Dawid gaan hom teë en Dawid daag nie op nie. En 'n dag gaan verby
En hy dink, laat hy net homself beteel en die volgende aand sit hulle weer aan die tafel en hy sien die sitplek is weer leeg. Maar toe is dit een van daai dae, dit werk net nie. En hy is besig om amper sy gasket te blaas aan die tafel en hy sê, waar is Dawid? En Saul, wat weet dat Dawid is besig om te vlug, cover vir Dawid aan die tafel. En Saul sit aan die tafel en Jonathan sê vir Saul, nee maar hy moes na Bethlehem toe terug gaan, sy familie het hom nodig, daar dis 'n familieding en ja, hy wou jou nog sê en ag weet jy wat, dit is nou maar hierdie ding, een van daai goedjies wat gebeur, jy weet, places to go, people to see tipe ding. En Saul besef dat Jonathan sy seun lieg vir hom en hy raak woedend. Okay, en hy gaan ballistiek daar aan die tafel en hy begin gil en skree en sy my arme ding, hy skree en hy sê sommer Jonathan se ma sleg sy vrou. Hy sê jou seun van 'n rebelse en opstandige vroumens. Sy my, ek hoop nie die vrou het aan die tafel gesit saam met hulle nie. Dis dit sommer die vrou. Obviously was daar huweliksprobleme gewees tussen haar en Saul. Maar wat anders kan jy verwag as jy verskillende vrouens het, nê? Meer as een vrou. Ek meen jy wil nie 'n huwelik wees waar daar 'n gunsteling vrou is nie. Anyway, dis 'n ander preek vir 'n ander dag. Maar die huishouding het nie goed gegaan nie, en hy skel sommer hierdie vrou aan die tafel en die Bybel sê vir ons hy het 'n spies gevat en hy was sommer lus om vir Jonathan te gee. Jonathan strip homself en hy gaan en hy sit die stoel onder die tafel en hy staan op en hy loop uit. En die volgende oggend baie vroeg, want hy weet waar Dawid is, toe sê hy vir Dawid, run, Simba, run. Okay? Moenie terugkom nie. Kom uit hierdie dorp uit. My pa gaan nie rus totdat hy jou uitgehaal het nie. Jy is 'n bedreiging vir sy koningskap. Okay? Jy is 'n bedreiging vir sy koningskap. Hy gaan nie rus totdat jy terugkom nie. Kom uit hierdie dorp uit. Inteendeel, moenie net uit die dorp uitkom nie. Kom uit hierdie land uit weg. Want wat so vir my amazing ding is hierso is eintlik was Jonathan, dink mooi daaraan, Jonathan was die kroonprins. Jonathan moes eintlik by Saul oorgeneem het. Maar Jonathan het geweet dat Dawid is al reeds gesalf gewees as die volgende koning van Israel. En Jonathan het geweet dit help nie as hy probeer met God se planne intervene nie. Hy het geweet God het hom gesalf as die koning van Israel vir Dawid en hy het geweet hy wat Jonathan is, gaan nooit koning wees nie. En daarom het hy besluit, wel ek gaan nie teen God werk nie, ek gaan saam met God werk en ek gaan vir Dawid help om te ontsnap. So dis eintlik een van Saul se groot issues gewees hier, soos dat Jonathan, sy seun wat die kroonprins is, help vir Dawid en hy het geweet Dawid gaan koning word en hy sê vir hom, maar jy gaan nooit koning word nie, so hy voel, jy bedreig Dawid, jy bedreig my hele nalatenskap, my naam, die huis van Saul, is wat jy eintlik bedreig. En Jonathan help vir Dawid om weg te kom. En op 22 jarige ouderdom, dis jonk, 22 jarige ouderdom word Dawid verwerp. Dawid word vervolg deur die man wat hy soveel keer sy eie lewe op die lyn voorgesit het om hierdie ou te probeer help, om vir hom te veg en vir sy koningskap se behoud te veg. En Dawid word uitgeskop uit die huis uit. Dawid vlug want hy's bang, hy vlug vir sy lewe. Dawid word geïsoleer van almal vir wie hy lief is, almal wat vir hom saak maak in sy lewe, en hy's kwaad. Want hy het niks verkeerd gedoen nie, en hy word onregverdiglik word hy vervolg en gejag deur hierdie ou. Sien julle wat ek hier sien? Sit julle die dots bymekaar vandag? Op hierdie oomblik toe hy vlug, kom Dawid te staan voor daai 3 reëse. Vrees, woede en eensaamheid. En Dawid is op daai oomblik gewikkel in 'n stryd met hierdie 3 grootste reëse, baie groter as wat Goliat ooit was. Nou is die vraag, wat doen 'n man na God se hart? Dis die naam van ons reeks. Wat doen 'n man na God se hart as hy paniekerig is? Wat doen 'n man na God se hart as hy eensaam is, as hy kwaad is en as hy bang is? Wat doen 'n man na God se hart? Hy doen presies wat ek en jy ook doen as ons bang is, as ons eensaam of geïsoleerd is en as ons kwaad is. Hy raak paniekerig. En hy neem die reg in eie hande. Presies wat ek en jy ook doen. Hy gaan in survival mode in. Dawid gaan in 'n veg en vlug mode in. Hy begin reageer op sy instinkte. Hy begin reageer op sy gevoelens en op sy emosies in plaas van op dit wat hy weet. En wat weet hy? Hy weet eintlik dat die koning God, hy weet eintlik dat die koning
heeltyd by hom is. Hy weet eintlik dat die koning vir hom is, dat die koning vir hom veg. Hy dink nie op daai oomblik daaraan nie, want hy reageer op sy gevoelens en sy emosies en nie op grond van sy geloof en dit wat hy eintlik weet die waarheid is nie. En ek en jy sit vandag hier 3000 jaar terug, heerlik convenient in hierdie gebou, en ons kyk terug op sy lewe en ons sê, ai Dawid, kon jy nie maar gesien het wat eintlik hier gebeur nie. Dawid, hoe kon jy nie in God vertrou het nie? Dawid, hoekom het jy gevlug? Jy weet mos die Here is daarso. Dawid, hoekom was jy gestres? Hoekom was jy angstig? Hoekom was jy kwaad? Hoekom was jy bang? God is mos daar, God sal jou mos help. Jy het mos gesien met Goliat. Ons kyk 3000 jaar terug en sê, is obvious. Dis nie nodig vir jou om in hierdie frenzy en hierdie paniek in te gegaan het en reg aan eie hande te geneem het nie. Maar voordat jy Dawid te vinnig judge, as die vraag hierso is, dit nie maar wat ek en jy ook doen as ons bang is, as ons kwaad is en as ons geïsoleerd is nie. Is dit nie maar wat ons ook presies doen nie? Is daar nie 'n seisoen in jou lewe waarop jy terugkyk en sê, what was I thinking? Wat het ek daar gedink? Hoekom het ek dit gesê? Hoekom het ek daar gegaan? Hoekom was ek so bang geweest? Hoekom het ek so geïsoleerd gevoel op daai stadium in my lewe? Hoekom het ek daai persoon teruggebel? Hoekom het ek ja gesê vir daai uitnodiging? Hoekom het ek in daai deal betrokke geraak? Hoekom het ek weer teruggereis soontoe? Hoekom het ek daai oproep aanvaar? Hoekom het ek met daai mense te doen gekry? Hoekom het ek soontoe gegaan en daar gaan kuier? Hoekom het ek dit nie net geïgnoreer? Is dit nie so nie? Is dit nie 'n seisoen in ons lewens wat jy dit van jou ook kan vra nie? Kom ek sê hoekom dit so is, want die antwoord is presies dieselfde as vir Dawid. Wanneer ons bang is, wanneer ons kwaad is en wanneer ons eensaam is, dan verloor jy fokus. Jy verloor fokus. Jy gaan op instink, jy gaan op gevoelens, jy gaan nie op dit wat jy weet nie, jy gaan nie op geloof nie, jy gaan nie op jou vertroue in die waarheid van God se woord nie. Jy's in autopilot, jy's in survival mode en jy maak verkeerde keuses. Jy maak destructive keuses. Baie van ons maak dodelike keuses in daai tyd. Dis van ons wat nog steeds besig is om te recover van daai keuses. Dis van ons wat vanmôre voor daardie keuses staan. Dis van ons wat in die middel van daai storm vandag is. Dis wat Dawid was. So wat doen Dawid? Hy vlug weg en hy gaan na 'n dorpie met die naam Nob. En dit is nou nie Jerusalem gewees nie, want onthou Jerusalem was nou nog nie in Israel se besit gewees nie. Die Israelies het nog nie Jerusalem verower nie, so hy gaan na die dorpie Nob toe. En hoekom soontoe? Want dit is waar die verbondsark was. En waar die verbondsark was, is waar die tabernakel was, en waar die tabernakel was, is waar die hoëpriester was, en waar al die priesters was, en waar die middelpunt van Joodse lewe was. En die verbondsark het so van dorpie tot dorpie getravel vir veiligheid, en te sorg dat die ding veilig gehou sal word in die grondgebied wat die Israelies nou reeds verower het. So waar ook al die verbondsark en die tabernakel was, daar was die middelpunt van die Joodse lewe gewees, en die hoëpriester en so aan. En op hierdie stadium was die hoëpriester se naam Achimelek gewees. En Achimelek en die priesters bly in hierdie dorpie Nob. En Dawid vlug soontoe, hy besef ek moet wegvlug, gaan van Saul weg, ek na die hoëpriester toe gaan. So dis waar ons die storie optel in die woord van die Here vandag. So, lees dit saam met my as jy die Bybel hierso het, lees dit saam, ek dink dit is so profound hierdie. Dawid het by die priester Achimelek in Nob aangekom. Achimelek was bang toe hy Dawid sien. Hoekom was Achimelek bang vir Dawid gewees? Hierdie volgende vraag wys vir ons, hoekom is jy alleen sonder iemand anders by jou? Dawid is die bekendste warrior in Israel. Jy travel gewoonlik met 'n hele entourage. Jy het gewoonlik duisende soldate en amptenare en mense wat saam met jou travel. Hoekom is jy alleen hierso? Wat is die probleem? Wat doen jy hierso? En sien jy, Dawid is alleen. Dawid is geïsoleerd. Hy's op sy eie daan. Weet jy wat gebeur as jy geïsoleerd is? Weet jy wat gebeur as jy eensaam raak? Jy maak nie regte besluite nie. Jy neem nie die regte besluite in jou lewe nie. Hoekom nie? Want jy het nie accountability in jou lewe nie. Jy het nie inspraak in jou lewe nie. Jy het nie 'n mentor in jou lewe nie. Jy het nie wise counsel in jou lewe nie. En dis een van die redes hoekom dit vir ons as 'n gemeente so belangrik is dat jy deel is van 'n groep. Dat jy deel is van 'n klein groep in ons gemeente. Want Lone Rangers get shot. Lone Rangers get shot. En daar is al baie mense wat geskiet is omdat hulle alleen aangegaan het of wat tot 'n val gekom het
omdat hulle alleen probeer het om die pad aan te durf. So Dawid is alleen, hy het nie accountability nie, hy het nie mense wat hom help nie, hy het nie adviseurs nie, hy het niemand wat hom help met sy besluitneming nie, hy is besig om te derail en dis een van die eerste foute gewees. As jy alleen en eensaam is nie, dan kan jy nie regte besluite neem nie, maak foute. En hy daag by die ou op en hy vra, hoekom is jy alleen, vra Ahimelek vir hom. Hoor nou wat sê, en dis die eerste fout wat hy maak, hy sê, die koning het my op 'n geheime sending gestuur. Is dit waar? Nee, hy lieg deur sy tande hierso. Dis nie die waarheid nie, nee. Koning het nie op 'n secret mission, Tom Cruise, Mission Impossible ding gestuur daar nie. Sê Dawid, hy het my verbied om enige iemand te sê hoekom ek hier is. Baie conveniently, nee. Ek het my manskappe aangesê om my op 'n bepaalde plek te ontmoet. So weet jy wat Ahimelek, hulle kruip almal weg, dis hoekom jy hulle nie sien nie. Hulle is hier som, hulle kruip almal weg, want ek is op die secret mission, en dit is wat hier aan die gang is. So, Dawid is alleen, hy is geïsoleer, hy maak verkeerde keuses, hy het nie accountability nie, hy het nie inspraak in sy lewe nie, en die volgende ding wat hier so gebeur, is dit maak dat hy begin lieg, en hy begin leuns vertel. En wanneer ek en jy nie accountability in ons lewe het nie, wanneer ons nie 'n groep het nie, wanneer ons nie 'n circle het nie, wanneer ons nie inspraak en wise counsel in ons lewe het nie, dan begin ons verkeerde besluite neem. Ons overstep ons morele en ons etiese grense. Die guardrails wat hy vir jouself gestel het en gesê ek moet nooit oor die etiese morele guardrails gaan nie, skielik is dit nie so 'n probleem om oor hulle te klim nie, nê? Want dit wat jy doen en dit wat jy aanvang is reg in jou eie oë. En ek dink in hierdie eerste verse wat ons sien, wat Dawid hierdie encounter met Ahimelek het, sien ons die impak van vrees en woede en eensaamheid op ons lewens. En met hierdie encounter met Ahimelek sien ons die verhoudingsimpak, ons sien die geestelike impak, ons sien die reputational impak, ons sien die emosionele impak. Jy gaan sien in hierdie storie die impak wat hierdie 3 reëse in Dawid se lewe het, en jy gaan vandag sien die impak wat hierdie 3 reëse op jou lewe gaan hê as jy hulle unchecked in jou lewe gaan los, as jy hulle nie gaan fight nie, en as jy nie gaan opstaan teen hulle nie. As jy hulle gaan los om nes te skrop in jou hart, as jy hulle gaan los om vrye teels in jou lewe te hê, gaan jy sien wat se impak dit op jou lewe gaan hê. So Dawid lieg vir hom. Volgende ding wat gebeur hierso. Maar sê vir my, wat het julle hier om te eet? Vra Dawid vir Ahimelek. Gee vir my 5 brode of enige iets anders wat beskikbaar is. So hy was redelik honger geweest, lyk dit my. Gee my sommer 5 brode. Okay, ons het nie gewone brood hier nie, antwoord die priester. Ons het net die heilige brode wat julle maar kan kry as jou manne nie onlangs by 'n vrou geslaap het nie. So Ahimelek sê vir hom, luister, ek het nie gewone brood hier nie, ek het net die heilige brood hier, en as jy dalk nie weet waar dit gaan nie, onthou die tabernakel was daar, en die van julle wat in die sonndagskool was, sal onthou die tabernakel het 2 groot dele, die heilige deel en dan die allerheiligste deel. So die heilige deel van die tabernakel het 3 goed ingegaan. Daar was 'n goue kandelaar, daar was 'n tafel en daar was 'n reukofferaltaar. Dan was daar 'n voorhangsel gewees, en dan as jy deur die voorhangsel gestap het, was jy in die allerheiligste, en die verbondsark was daar binne gewees. So, dit is hoe dit half gelyk het daar. So op hierdie tafeltjie wat binne in die heilige deel gestaan het, was dit die priester se werk dan gewees om elke Sabbat vars nuwe brood daar te sit. En die brood was 'n teken van Israel se toewyding aan God gewees. Dis aan God toegewy. En elke volgende Sabbat het hy dan hierdie brood gevat en hy die brood uit die tabernakel uitgehaal van die tafel van die toonbrood af. En dan omdat dit geheiligde brode was, kon net die priesters wat seremonieel rein was, kon dan van hierdie brode geëet het. Hulle mag nie die brode vir iemand anders weggegee het nie. So dis nou hierdie brode waarvan hy praat. En hier sê hy vir Dawid, dis net hierdie brood wat ons het. En luister julle, Dawid weet presies, hy het Joods groot geword, hy was Joods, hy weet presies wat die brode, die toonbrode is in die tabernakel. Hy weet exactly waar hierdie gaan. And by the way, hy's besig om elke een van die 10 gebooie hier te breek. Dink daaraan, en die 10 gebooie, imagine hierdie, nee. Die 10 gebooie was actually in die tabernakel, in die verbondsark. Die actual 10 gebooie wat sê, jy mag nie lieg nie. Dis soos in 200 meter van hom af, waar God self dit opgeskryf het. Maar hy lieg. En hierdie grens, hierdie morele grens, hierdie etiese grens van ek weet ek mag dit nie eet nie, hy overstep dit. Kom ons lees in die volgende vers wat gebeur daarso. Wat sê Dawid? Ahimelek sê vir hom, ons het net hierdie brode hierso, is al wat ons het, hierdie heilige brood wat net ons wat die priesters is eintlik mag eet. Wat sê Dawid? Geen probleem nie. No the problem. Dawid weet hy mag nie daai brode eet nie.
En dalk wonder jy daaroor, maar wat vir my fascinating is in Matteus 12 praat Jesus. Toe Jesus hulle koring gepluk het op die Sabbat, toe eet hulle op die Sabbatdag koring. Toe verwys Jesus na hierdie presiese teks in die Ou Testament toe. En hy sê, Dawid mag nie van daai geëet het nie, maar tog het hy daarvan geëet. So Jesus self het dit vir ons eintlik bevestig, soos 1000 jaar later. Dawid se mees bekende descendant het hierdie vir ons gesê. Dawid sê, geen probleem nie. Etiese grens, morele boundary, moenie worry nie. Ek is kwaad. En weet jy wat, ek is eensaam. En ek het niks gehad om te eet nie. En ek het niemand nie, en ek het niks nie, en ek is fed up. En ek is siek, en ek is sat vir alles. Geef my daai brood. My manskappe mag nie by vroue kom, wanneer ons op 'n veldtog uitgaan nie. Dis die reël vir gewone veldtogte. Hoeveel te meer vir hierdie secret mission waarop ek is hierso. Omdat daar dus nie gewone brood beskikbaar was nie, hier stap hy die grens. Omdat daar nie gewone brood beskikbaar was nie, gee die priester hom die offerbrood wat net daardie dag uit die heiligdom geneem is en met vars brode vervang is. En Dawid vat daardie brood en hy eet daardie brood. En dis hier waar Dawid se storie weer overlap met ons storie. Hier sien ons die impak en die effek van vrees, woede en eensaamheid of isolasie in jou lewe. Weet jy wat doen jy as jy deur vrees gedryf word? Weet jy wat doen jy as jy kwaad is vir mense wat jou seer gemaak het, kwaad is vir die Here, as jy kwaad is vir goed wat jou aangedoen is? Weet jy wat doen jy as jy eensaam en geïsoleerd is? Weet jy wat doen jy? Jy kom op 'n plek wat jy jouself begin glo. Jy kom op 'n plek waar jy begin doen wat reg is in jou eie oë. Jy begin morele en etiese grense oorstep. Jy begin lieg. Jy probeer vir die Here lieg. Jy lieg baie keer vir jouself. Jy lieg vir ander mense. Jy lieg vir die mense in jou selgroep. Jy lieg vir mense in jou lewe, vir jou familie dalk miskien. Jy maak emosionele besluite. Jy gaan op jou gevoelens, jy gaan op jou instinkte, jy gaan op hierdie goed binne in jou hart wat jou dryf. Jy regverdig jouself, maar ek verdien dit. Dit gaan swaar met my finansiëel, so enige iemand sal hierdie deal onder deur die tafel doen. Enige iemand sal hierdie kickback vat. Want weet jy wat, ek is bang, hoe gaan ek vir my gesin sorg? Hoe gaan ek na my familie kyk? A man's got to do what a man's got to do. Weet jy wat, ek is eensaam. My vrou gee nie, sy is besig met die kinders, ons beklei so baie. Ek verdien bietjie TLC in my lewe. Ek verdien bietjie TLC. Man is nie 'n klip nie. Weet jy wat? Hierdie vrou is nou hierso. Kom ek chat net bietjie met haar. Net bietjie 'n stress reliever. Weet jy wat, ek kan maar hierdie online dobbel doen. Ek kan maar hierdie lotto star doen. Ek kan maar hierdie goedjies doen, want weet jy wat, ek is bang. Ek gaan nie genoeg geld hê nie. Ek moet iets doen. Jy regverdig jouself. Jy justify jouself. En uiteindelik lewe jy 'n lewe van instant gratification. Whatever behoeftes jy het, geen nie om dit te vervul nie. Pornografie, hedonisme, noem dit wat jy wil. Dis wat gebeur as vrees, woede en eensaamheid hierdie reuse vrye teels in jou lewe het. En ek wonder met wie praat ek vandag in hierdie plek. Want die Here het hierdie woord vir my gegee en obviously het die Here iemand wat hy direk mee wil praat vanoggend in hierdie plek. Dis die impak wat hierdie drie reuse op 'n mens se lewe het. En as jy nie op die oomblik in daai plek is nie, wil ek vir jou sê, daai reuse gaan vir jou voorlê. Jy gaan hulle face. Dalk is iemand wat sê, ek het uit dit uitgekom 'n paar jaar terug, dit is nag. Ek kan saam met jou vandag getuig, Dawie, dis nag. Dis een van die terribelste tye in my lewe, toe hierdie drie reuse vrye teels in my lewe gehad het. En onwillekeurig, kyk ons terug na Dawid, en ons kyk terug na hierdie gebeurtenis, en ons sê, maar, wat het geword van die seentjie wat ons laasweek van gepraat het? Wat het geword van 15-jarige Dawid? Wat het geword van Dawid wat gesê het, al my vertroue stel ek in die Here, my hoop is op God alleen. Wat het van daai Dawid geword? Wat het met daai Dawid gebeur? Wat het gebeur met die skaapwagtertjie wat sy vertroue en sy hulp in die Here gekry het? Sien jy hoe vinnig hierdie reuse mense lewe laat derail? Is my verstommend. Hoe vinnig mense wat bang en vreesagtig is, wat kwaad is en wat geïsoleerd lewe, hoe vinnig dit mense geestelik laat decline, hoe vinnig dit jou agteruit laat gaan, hoe vinnig dit jou op 'n dead end kan uitbring.
En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie die Here se stem hoor nie, hoor my stem vanmôre. As jy hierdie 3 reëse in jou lewe gaan airtime gee, is dit wat in jou lewe ook gaan gebeur, uiteindelik. Jy gaan op 'n plek in jou lewe kom wat jy sê, what's going on here? Wat gaan hier aan? Wat het gebeur? Hoe het ek hier gekom? Mense op my kantoor wat in my kantoor gesit het vir my gesê, ek weet nie hoe ek hier gekom nie. Dan sê ek, jy weet hoe jy hier gekom. Jy weet presies hoe jy hier gekom. Dis hoe jy hier gekom het. Het hierdie reëse vrye teels in jou lewe gegee. En dis wat daar gebeur het. En dan sien ons how the plot thickens. Okay, so hy het die brood gevat, hy het dit geëet, hy het hierdie grense oorstep, hierdie 3 reëse rule hom, hulle beheer hom, hulle domineer hom, en kyk wat gebeur volgende hierso. Dawid vra vir Ahimelek, is hier dalk 'n spies of 'n swaard beskikbaar? Wat het ons laasweek gesê? En by the way, as jy nie laasweek se preek gekyk het nie, hy's op YouTube beskikbaar, gaan kyk dit asseblief. Wat het ons laasweek gesê? Wat sê Dawid vir Goliat? Jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in wat? In die naam van die Here. Hier is kaapwagter Dawid wat dit vir Goliat sê, en wat sê hy? Is hier nie dalk 'n spies of 'n swaard nie? Heeltemal 180 draai gemaak hierso. Is hier nie dalk 'n swaard of 'n spies beskikbaar nie? En dan gaan hy met sy sopstorie verder aan hierso. Die koning se opdrag was so dringend dat ek nie eers tyd gehad het om vir my wapens te gryp nie. Weet jy, ek moet gaan golf speel vandag, maar ek is nou so haastig, ek het eers my golfstokke gebring nie. Dis 'n sopstorie. Of ek gaan nou jag hier naweek, maar ek het eers my gewere gebring nie, jong. Julle kan nou nie glo nie. Almal gaan sê want hy het nie 'n geweer nie. Dis hoekom, nê? So dis wat hier aangaan. So hier's waar die priester nou begin agterdogtig raak. Ahimelek kyk na hierdie hele situasie en ek dink hier het hy begin agterdogtig raak en hy dink by homself, okay, hierdie maak nie vir my sin nie. Jy's die bekendste warrior in hierdie nasie en jy's alleen. Is geen manne saam met jou nie. Nee, hulle kry weg iewers. Saam met ons die duisende mense wat ons net nie sien nie. Hulle is iewers. En jy kom vra vir my vir brood om te eet. En dit lyk vir my of jy daar nie geslaap het nie. Jy het kringe onder jou oë. En jy het hierdie secret mission van die koning om te volg. En jy het saam met jou nie eers tyd gehad om 'n wapen te gryp nie. Klink vir my soos 'n sopstorie. Klink vir my soos asof hierdie die waarheid is nie, maar Dawid hou vol met sy storie. Nee, ek is op die secret mission van die koning. Weet jy wat, ek het nie eers tyd nie. En julle dan volg een van die mees aangrypende oomblikke in hierdie seisoen van Dawid se lewe en in hierdie narratief en hierdie boodskap vandag wat ek vir jou wil lees. Een van die aangrypendste oomblikke en jy moet hierdie nie mis nie. As jy uitgecheck hierdie laaste, kyk asseblief op, fokus vir my, moenie hierdie mis nie. As jy uitgecheck het, check in. Okay. Nou sê die priester vir hom, al wat ek hier het, antwoord Ahimelek, is die swaard van Goliat die Filistyn wat jy in die vallei van die groot boom doodgemaak het. Dit is toegedraai in 'n mantel agter die skouerkleed. So hy sê dis al wat ek het. Weet jy wat? Ek het hierdie wapen van Goliat wat jy afgevat het by hom. Dis al wat ek het. En hy gaan verder en hy sê jy kan dit vat as jy wil, van ons niks anders hier nie. Ek meen ek is die hoëpriester, dis nie asof ons 'n armory is nie. So dis wat hy is, Goliat se swaard. Lees die geel saam met my. Sien jy die geel? Wat sê die geel? Dawid se woorde. Daar is niks beter as die swaard nie. Gee dit vir my, sê Dawid. Daar's vir my niks beter as 'n swaard nie. Hy's so shiny. Kyk hoe blink hy. En Dawid staan met hierdie swaard van Goliat in sy hand in Ahimelek se huis. En dit is asof hy 7 jaar in tyd terug gaan, hè. Toe hy 15-jarige seentjie was en daar op die battlefield van Elah gestaan het met Goliat se swaard in sy hand. En hierdie swaard is eintlik 'n teken, dis hoekom hulle die swaard geberg het, dis 'n souvenir vir Dawid en vir almal, dat hulle nie deur 'n swaard gewen het nie, maar dat dit God alleen was wat vir hulle die oorwinning gegee het. Dis 'n souvenir van God se getrouheid. Dis 'n souvenir dat die geveg die Here se is. Dis 'n souvenir dat God op gereken kan word, dat God getrou is, dat God iemand is op wie jy hoop kan plaas. Dis 'n souvenir. En hy staan met daai swaard in sy hand. Hierdie keer 7 jaar later voor 3 ander reëse. En mense hoop die liggies gaan aan, hè. Mense hoop dis 'n wake-up call vir Dawid. Hy staan met die swaard en hy moet besef, what am I doing? Wat is ek besig om te doen? Ek meen, ek het nie 'n swaard nodig om hierdie reëse te fight nie.
Ek het nie 'n swaard nodig om hierdie vreesagtigheid wat ek beleef en hierdie woede wat ek het myself te avenge nie. Ek het nie 'n swaard nodig om hierdie eensaamheid. Ek het nie 'n swaard nodig nie. God is die enigste persoon wat ek nodig het. Ek het net die Here nodig. Ek het God nodig, dis al. En hy moes die swaard eintlik teruggee vir Achimelek en sê, vat die swaard, dis joune. Ek het nie 'n swaard nodig nie. God het my voorheen al gehelp sonder swaarde. Ek het nie 'n swaard nodig om hierdie ding te doen nie. Vat dit terug. Maar ongelukkig gebeur dit nie. Dawid sê, daar is my niks beter as hierdie swaard nie. Nie eens God nie. Vandag vergeet ons nie. As jy bang is, so vandag vergeet jy nie. As jy geïsoleerd is, so vandag vergeet jy nie. As jy kwaad is, rage. Vandag vergeet jy nie hoe die Here jou elke keer deliver het sonder swaarde nie. Vandag vergeet ons dit nie, ja? En hier staan hy, met hierdie swaard in sy hand. En skielik verander daai swaard van 'n teken van God se getrouheid, 'n souvenir van God se getrouheid in die verlede, en daai swaard verander na 'n teken van Dawid se self-righteousness. En hy verander skielik in 'n simbool van die verskillende wyses wat Dawid dan nou sy reg in eie hande neem en op sy eie manier hierdie reëse in sy lewe veg. Voor sy oë verander die swaard se konnotasie, verander die swaard se betekenis. En die swaard word 'n teken van die maniere wat Dawid gebruik om sonder God hierdie 3 reëse aan te durf. En ek dink ons kom nou by die belangrikste vraag wat ek waarskynlik vanoggend vir jou gaan vra. En dis wat Dawid se storie en ons storie overlap, en jy sal sien in die reeks dit overlap die hele tyd, en dis hoekom ons hierdie doen. Die vraag wat ek jou vanoggend wil vra is hierdie: wat is die naam van die swaard wat jy in jou lewe opgetel het? Jy wat voor vrees staan. Jy wat voor die reus van woede staan en aggressie. Jy wat eensaam en geïsoleerd is. Wat weet hoe God jou elke keer nog gehelp het, wat gesien het hoe die Here ander mense gehelp het. Wat is die swaard wat jy opgetel het om in jou eie krag jouself te avenge teen hierdie reuse? Met ander woorde, hoe het jy reg in eie hande geneem om self vrees, woede en eensaamheid te veg? Het jy reg in eie hande geneem? Wat het jy verwag van 'n sekere attitude in jou lewe of 'n sekere reaksie in jou lewe of 'n sekere optrede in jou lewe om vir jou te doen teen hierdie reuse wat net God vir jou kon doen? Ek het vir jou 'n paar voorbeelde op die skerm. Dalk het jy besluit jy gaan totale beheer oor jou lewe vat. Ek vat die stokke van my lewe. Dis die manier, dis die swaard wat ek optel teen hierdie reus van vrees. Ek gaan my eie planne begin maak. God kom nie vir my deur nie, dinge gebeur nie, ek gaan my eie planne maak. Ek gaan kontrol vat oor my vrou. Ek gaan kontrol vat oor my situasie. Weet jy wat, vergelding? I'm going to avenge my. Ek sal vir hulle wys. Ek sal vir hulle wys. Dis die swaard wat iemand dalk in hierdie plek opgetel het. Ek sal vir my baas wys. Ek sal vir die mense wys wat my te nagekom het wat ek kan doen. Ek sal vir hulle wys wat die capabilities is om vergifnis. Ek sal hulle nooit vergewe nie dat hulle dit aan my gedoen het. I will never forgive them. Nooit. Miskien is dit 'n onvanpaste verhouding, soos ek dit nou gesê het. Weet jy wat, my vrou en ek is in elk geval al maande lank wat ons nie mekaar regtig eers praat nie. My man werk heel dag, my vrou is die hele tyd besig met die kinders. Weet jy wat? I deserve this. Weet jy wat? Mens kan ook net so lank uit 'n buiteegtelike verhouding. Weet jy wat, pornografie? Dalk is dit miskien 'n drank of ander verdowingsmiddels. Jy is dalk eensaam en alleen en sê ek probeer net hierdie eensaamheid, hierdie gevoel, die swaard wat ek gaan optel om hierdie ding te fight in my lewe is net om te vergeet van alles. Ek gaan net self-medicate. Wat is die swaard wat jy opgeneem het teen hierdie reuse? Ek bid so vandag dat die Here deur die Heilige Gees daai sal laat boontoe dryf in jou denke. Ek bid dit so vandag, my hele hart en my hele siel. As ek met jou praat vandag, wil ek hê jy moet baie mooi luister vir my. As hierdie jy is, dalk kom jy dit uit, dalk is jy op die oomblik in die middel van hierdie ding en jy soos ek kan nie glo Dawie praat hieroor nie. Ek kan dit nie glo nie. Al glo dit. Of dalk is jy op pad in hierdie ding in. Dalk is daai reëse soos met Dawid, hulle wag vir jou 3 tot 5 jaar voor jou. Of vandag vir jou kom sê die oomblik wat jy daai swaard optel,
Die oomblik, wanneer jy van iets of iemand of 'n reaksie of 'n optrede of whatever verwag om vir jou te doen of te gee, teen hierdie reëse wat net God vir jou kan gee, is dit die begin van die einde. En as jy vandag met daai swaard in jou hande staan, met daai gesindheid staan, as jy vandag besef ek het hierdie ding begin entertain in my lewe, mag hierdie anders as met Dawid vir jou wake-up call vandag wees. En vir jou sê ek het hierdie ding begin mee. Ek het begin met hierdie ding, ek staan met hierdie swaard en ek oorweeg hierdie ding. Ek gaan hierdie vrees in my lewe, ek gaan dit tackle met hierdie ding. Ek gaan hierdie deals doen, ek gaan finansiëel okay wees. Of as hierdie eensaamheid of wat ook al dit mag wees, as jy daar staan wil ek vir jou sê, mag hierdie vandag vir jou 'n wake-up call in jou lewe wees. En mag jy vandag besef, anders as Dawid, ek moet hierdie swaard neersit. Hierdie is die Here se fight. Die swaard moet my eintlik herinner dat God elke keer nog daar was vir my en my gehelp het. En dat hierdie swaard vandag jou na die Here toe sal dryf, dat hierdie gevoel van heerskappy, of hierdie swaard van aggressie of onvergewensgesindheid, of hierdie ding waarmee jy besig is op jou foon, of hierdie online dobbelary, of wat ook al dit mag wees waarmee jy besig is, dat dit vandag vir jou wake-up call sal wees, en dat jy sal sê, what am I doing? Here, ek gaan in die moeilikheid kom, of Here, ek is klaar in die moeilikheid vandag. En hoekom is ek so ernstig vandag hier oor Agape familie? Want ek weet, wanneer jy die nodigste het in jou lewe om na die Here toe te draai, as jy met daai swaard besig raak, wanneer jy die heel nodigste het om na God toe te draai, is dit gewoonlik die keer wanneer jy die grootste versoeking in jou lewe beleef, om nie na die Here toe te draai nie. Jy sit vandag iemand in hierdie plek wat nodig het om dit te hoor. Jy moet hierdie vandag hoor, maar jy sou dit ook nie andersins hoor nie, want wanneer jy nodig het om dit te hoor, dan is jy onder die versoeking om weg te kom van enige plekke af waar jy hierdie hoor in jou lewe. Iemand wat hierdie dalk online kyk later in die week. Jy weet dit is met jou wat ek besig is om te praat. Wanneer ons die nodigste het om in God se rigting te gaan, is ons in die grootste versoeking om presies die teenoorgestelde rigting te gaan. Hierdie gaan nie van self gebeur nie. Iemand moet vandag 'n keuse maak en sê ek gaan hierdie swaard neerlê. Ek kan nie met hierdie swaarde aangaan nie. Ek gaan hierdie swaard neerlê en ek gaan terugdraai na die Here toe. En weet julle wat se grootste ironie? Is ons sien hierdie gewoonlik so duidelik in ander mense se lewens, nê? Jy sien dit so maklik as jou vriend hierdie doen. Jy sien dit so maklik as jou familie hierdie doen, nê? Jy sien hoe hulle die swaarde optel. Jy sien hoe hulle vrees en woede en eensaamheid. Jy sien dit in jou kollegas se lewens. Maar ons sien hierdie nie in die spieël nie. Ons sien hierdie nie as ons daarmee besig is nie. En ek bid vandag dat die Here 'n spieël voor jou sal kom en vir jou sê, praat met jou. Vergeet jou kollegas en jou familie en jou vriende. Jy het daardie swaard opgetel. En dis presies wat met Dawid gebeur het. Hy het dit nie gesien kom nie. Hy het dit nie in sy eie lewe raak gesien. Hy sou dit baie ander kere beskryf hoe hy dit in ander mense se lewens raak sien, maar dit nie in sy eie lewe raak gesien nie. En die probleem as jy hierdie nie vandag gaan raak sien in jou lewe nie, is dat hierdie ding gaan verder eskaleer. En uiteindelik gaan dit dodelike gevolge hê vir jou. En dit gaan, en dalk miskien sê, maar ek verdien dit, en dit is okay dat dit dodelike gevolge het vir my, maar besef jy, dit gaan dodelike gevolge ook hê vir ander mense in jou lewens. Gaan nie net vir jou raak nie, dit gaan soos 'n rimpel-effek uitkring in ander mense se lewens, en as jy op daai pad aangaan, gaan ander mense se lewens net so negatief beïnvloed. En Dawid kies om hierdie vrees, eensaamheid en woede wat hy in sy lewe het, hy kies om dit te veg met die swaard van ontvlugting en die swaard van kompromie. En wat doen koning Dawid? Hy besluit, weet jy wat? Ek gaan nie die Here vertrou nie. Ek gaan hierdie ding veg met ontvlugting en kompromie. En hy gaan weg van Ahimelek af. En kan julle glo waarheen gaan hy? Hy gaan na koning Akis toe. En koning Akis is 'n koning van die Filistyne. Dawid vat hierdie swaard van Goliat. Hy gaan na die koning van die Filistyne toe. Raai na wat se dorp toe gaan hy? Na die dorp Gat toe waar Goliat vandaan kom. How low can you go? En ek dink hy het seker gedink, wel hy's nou teen Saul, miskien moet hy die Filistyne join en saam met hulle teen Saul veg. Maar sien julle, hy lieg en hy vat hierdie swaard en hy eet hierdie brode en hy gaan join die vyand en hy maak kompromie na die ander, hy ontvlug weg, hy veg hierdie goed in sy lewe met hierdie swaarde en die Filistyne het dit nie gekoop nie. En die koning het na hom gekyk en gesê, ons glo dit nie, hier is een of ander ambush of wat ook al, en Dawid sien hoe sy vyande rondom hom begin staan, en hy besef, hier moet ek uitkom, en weet julle wat doen hy toe? Hy maak sy naam in Gat.
Okay, so ek gaan nou nie daai woord gebruik nie. So tyd toe nou doen, hy maak of hy kranksinnig is. Hy maak of hy heeltemal dit verloor het. Hy begin krap teen die mure en die Bybel sê vir ons spoeg het teen sy baard afgeloop en hy maak of hy heeltemal mal is. En Alkus kyk na hom en sê ek het genoeg voels hierso, gaan weg man, loop. En besef julle hierdie encounter, wat se skade het Dawid se reputasie gedoen? Wat se skade het dit aan sy invloed gedoen by mense? Wat se skade het dit gedoen aan sy posture en sy prestige? Besef wat se skade, mense het vir hom gelag, hy was 'n laughing stock, die gesalfde van God. Want dit is waar die reëse jou heen vat as jy met hulle aanhou. As jy aanhou om deur vrees in jou lewe gedryf te word, gaan dit jou reputasie raak. As jy aanhou deur vrees en woede gedryf word, gaan dit jou reputasie beïnvloed. Dit gaan jou naam skade aandoen. Dit gaan jou dalk miskien 'n laughing stock maak. En Dawid besef, weet jy wat, ek kan nie so aangaan nie. En Dawid vlug weg daarvan af en hy besef die Filistyne gaan my nou vat en hy beland in 'n grot, die Adullam grot. En in daai grot sit hy alleen in die donker plek. En dis uiteindelik waar Dawid aan die einde van homself kom. Aan die einde van hierdie frenzy, aan die einde van sy eie fight, sy eie kapasiteit, sy eie krag, reg in eie hande neem teen hierdie 3 reëse. En hy sit in 'n Adullam grot en hy besef, what am I doing? Kan nie so aangaan nie. En kan ek vanmôre sê, ek hoop so hierdie môre vanoggend is iemand se Adullam grot oomblik. Dat jy sal besef vandag in die donker plek waar jy is, ek is in hierdie donker plek as gevolg van hierdie reëse wat vir my ore aansit. Ek is in hierdie donker plek van my lewe as gevolg van hierdie goed wat vrye teels in my lewe het. Ek het oorgegee aan vrees. Ek het oorgegee aan woede en rage. Ek het oorgegee aan die eensaamheid en isolasie. Daar's niemand, ek het niks wise counsel nie. En ek is in die donker plek in my lewe vandag. Ek bid sodat jy vandag daai oomblik sal ervaar en dis waar jy dit ervaar. En hy gaan na 'n profeet toe in die naby area en hy sê, wat moet ek doen? En die profeet sê vir hom, staan op, kom uit die grot uit en gaan terug na Juda toe. Gaan terug na waar jy was. Go back. En deur die Heilige Gees van God sê die Here vandag vir iemand, go back. Staan op, uit die donker plek uit, gaan terug. Want as jy hiermee aangaan, gaan dit dodelike gevolge in jou lewe hê, dodelik. En ongelukkig was dit reeds te laat vir Dawid en ek gaan hiermee afsluit vandag. Het was ongelukkig reeds te laat vir Dawid gewees. Die gevolge was reeds daar gewees. En terwyl hy in Juda terug is, toe versprei die nuus baie vinnig en Saul hoor Dawid is terug, hy het 'n comeback gemaak en Dawid vat sy klomp soldate aan en hy raas met sy soldate oor dit en Dawid se een bevelvoerder, hy was die hoof van Dawid se veewagters gewees, Doeg, en Doeg dis sy naam. En Doeg kom by Saul en hy sê, hoor hierso maar Saul, weet jy wat? Ek was so rukkie terug, was ek in Nob gewees. En weet jy, toe ek daar was, toe sien ek koning Dawid daar by Achimelek. En weet jy wat sien ek toe is? Ek sien hoe Achimelek vir hom 'n swaard gee. En ek sien hoe Achimelek vir hom brode gee. En weet jy wat? Hy het eintlik saam met Dawid saamgesweer teen jou. Ek het dit gesien, want toe probeer Doeg nou in Saul se goeie boekies kom, want hy wil nou nie saam al die soldate nou raas kry en dalk execution face, omdat hy nie gepraat het nie. En hy sê, ek het dit gesien, en Saul natuurlik is livid, soos 'n boel in 'n China shop, hy is absoluut livid. En ons sien hier die volgende woorde, 1 Samuel 22 vers 13 tot 14. Hy laat roep vir Achimelek, Saul, en hy sê, bring hulle onmiddellik na my toe. En hy praat met hom en hy sê, hoekom het jy die seun van Isaai, dis nou Dawid, jy en die seun van Isaai, teen my saamgesweer, vra Saul, hoekom het jy vir hom brood en 'n swaard gegee, hoekom het jy God vir hom geraadpleeg, en hom aangemoedig om teen my in opstand te kom, sodat ek nou deur hom bedreig word, Achimelek? Maar koning, verweer Achimelek hom, daar's tog niemand onder die amptenare wat so betroubaar is soos die skoonseun Dawid nie. Die skoonseun Dawid, familieprobleme daar. Hy is dan die aanvoerder van die leiwag en 'n geëerde lid van die huishouding. Jy ken Dawid, jy weet hoe hy is, hy was nog nooit teen jou nie. Hy het nog nooit iets gedoen om jou tot 'n val te bring nie. Dis tog nie die eerste keer dat ek God vir hom geraadpleeg het nie. Moet asseblief nie met my en my familie hiervan beskuldig nie, want ek het absoluut niks geweet van 'n komplot teen u nie. Ek meen Achimelek het gedink hy's op 'n secret mission vir die koning. Hy het Achimelek bedrieg. Wat sê Saul vir hom?
My hart bloei vir jou. Jy sal sekerlik sterf. Jy sal sekerlik sterf. Ahimelek, jy en jou hele familie roep die koning uit. O shame, my hart bloei vir jou. Jy sal sekerlik sterf. En raai wat, nie net jy nie, jy en jou hele familie sal sterf. En weet jy wat gebeur? Die amptenare, sy soldate, voel hulle wil nie die priester doodmaak nie, hulle wil nie God se priesters doodmaak, hulle sê, Saul, ons gaan nie hierdie doen nie, ons wil nie hierdie bloed op ons hande hê nie. En wat doen Doeg, die leiwag? Hy was 'n Edomiet gewees, so hy het nie geworry nie. So hy sê, ek sal hulle doodmaak, en daai dag word Ahimelek doodgemaak, sy huis word doodgemaak, en 85 priesters word uitgewis daardie dag. 85. En dis nie genoeg vir Saul nie. Saul sê, dis nie waar ek gaan stop nie. Jy gaan nou na die dorpie Nob toe, en jy gaan soontoe gaan, en jy gaan wis die hele dorp uit. Vrou, kind, en manspersone. En hulle het so gemaak, en het daai hele dorp uitgewis. En een van Ahimelek se seuns ontsnap, en hierdie ou hardloop weg. Ek dink hy was absoluut getraumatiseerd, bebloed. Kom hy by Dawid aan, wat in Juda is, en hy sê vir Dawid hierdie woorde. Toe roep Dawid uit. Hy sê vir Dawid, dis wat gebeur het. Hy sê, dis wat plaasgevind het, 85 priesters is doodgemaak, die hele dorp is uitgewis, Dawid. Toe roep Dawid uit, ek het so gedink, toe ek die dag vir Doeg die Edomie daar sien, het ek geweet, hy sou alles vir Saul vertel, en hoor wat sê Dawid hier, ek het die dood van jou pa se hele familie veroorsaak. It's me. Dawid besef in daai oomblik, dit is waar vrees, woede en eensaamheid, hierdie 3 reëse jou vat, as jy op jou eie krag gaan probeer veg. Doodsheid tree in. Waar gaan hierdie jou uitbring julle? Doodsheid in jou verhoudings, doodsheid geestelik, doodsheid emosioneel, en baie opsigte fisiese doodsheid is dit waar jou gaan uitbring, hierdie 3 reëse, as jy met hulle aanhou en reg in eie hande neem en dink jy is opgewasse genoeg om hierdie goed in jou lewe te veg sonder die Here. Dis wat dit jou gaan bring. En Dawid besef dat hierdie ding het nou 'n full circle gemaak. Ek is verantwoordelik vir al die mense se dood. Omdat ek daai swaard opgeneem het, omdat ek hierdie reëse sonder God probeer fight het. Ek is verantwoordelik daarvoor. Ek is verantwoordelik daarvoor. Dis ek. It's me. En dit gaan nie net jou lewe raak nie. Dit gaan ander mense raak wat naby aan jou is. Dit gaan ander mense wat dalk verder van jou af is. Dit gaan 'n hele rimpel effek op jou lewe as jy aangaan daarmee. En uiteindelik wil ek, as jy dalk wonder of dit jy hierdie is, wil ek vir hierdie 4 vrae vra. Wat laat vrees, woede of eensaamheid jou oorweeg wat jy nooit voorheen sou oorweeg het nie? Is dalk iemand vandag, daai vrees, daai woede, daai eensaamheid, wat laat dit jou skielik oorweeg wat jy nooit andersins sou oorweeg nie? Wat se opsies is skielik vir jou opsies wat nooit opsies was nie? Wat se guardrails is skielik nie meer guardrails vir jou nie? Wat? Tweede vraag. Nou wie dryf vrees, woede of eensaamheid jou al weet jy dis verkeerd? Met wie is jy vandag besig en jy weet as gevolg van die 3 reëse is ek met hierdie persoon besig in my lewe? Is dalk vriende? Dis dalk 'n ander man of vrou? Dis dalk iemand wat op jou skerm van jou foon is? Nou wie is hierdie ding jou besig om te dryf? Nou wie? 3. Wie gaan saam met jou die gevolge dra as jy die stryd teen vrees, woede en eensaamheid verloor? As jy die stryd gaan verloor, wie gaan saam jou down? Jou kinders? Jou vrou? Jou familie? Jou kollegas? Jou werksmense? Wie gaan saam met jou sink as jy aangaan met die ding? As jy aangaan om hierdie reëse te entertain in jou lewe? Wie? Van Dawid het baie mense saam met hom afgevat, baie. En dan die laaste een. Watter raad sou jy vir iemand in jou presiese situasie gee? As iemand na jou toe kom met dit waarmee jy struggle, wat sou jy vir hulle sê? Ek weet wat Dawid vir jou sal sê. Baie jare na hierdie hele event skryf hy hierdie. In Psalm 9 lees ons dit. Wat sê Dawid vandag vir jou? Luister, as jy met daai swaard staan, luister as jy hierdie goed entertain in jou lewe, weet jy, as jy reg in eie hande geneem het, as jy dink jy is opgewasse teen daai vrees, as jy dink jy is opgewasse teen eensaamheid, teen woede, kom ek sê vir jou, die Here is 'n skuilplek vir die onderdrukte. 'n Toevlug in tye van moeilikheid. Die wat u naam bely, vertrou op u, want niemand wat u soek, laat u in die steek nie, o Here.
as hy vir jou iets kan sê, sal hy sê asseblief, ek wil vir jou net hierdie sê, die Here is 'n skuilplek. As jy daar is, die Here is 'n skuilplek. Moenie op daai swaard staat maak nie. Die Here is 'n toevlug. Die Here sal jou help met hierdie vrees. Die Here sal jou help. He's gonna help you. Laat ek vir jou uit ondervinding uit sê Dawid. Laat ek vir jou uit ondervinding sê. Hy het hierdie. Moenie in my rigting gaan nie. Ek het die bloed van soveel mense op my hande as gevolg van my keuses, as gevolg van die reëse in my lewe. En ek wil hierdie diens afsluit vandag. Julle sal sien, die nagmaalstafel is hier voor ons en agter en bo. En ek gaan vir jou bid en ek wil spesifiek, ek het vir die team gevra om spesifiek hierdie diens af te sluit met nagmaal. En as jy na hierdie tafel toe kom vandag, dan wil ek jou vra dat jy in jou geestesoog sal sien hoe jy na die Here toe kom. En dat jy vandag sal hoor wat die Here vir jou sê oor hierdie 3 reëse. En as hierdie 3 reëse in jou lewe is, as jy agterkom ek het hierdie swaard opgeneem, dat jy vandag hiernatoe sal kom en sê, Here, U is 'n toevlug. Want jy van Dawid se bekendste, die heel bekendste descendant, Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat vir my te belas is, ek sal jou rus gee. En dat jy na hierdie tafel, ekskuus tog toe sal kom, my stem is op sy limits nou al, dat jy na hierdie tafel toe sal kom vandag en agter, en hierdie ding met die Here sal kom uitsorteer. Ek wil dit nie stage manage en vir jou sê wat om te doen of te bid of wat nie, ek glo die Here het met jou gepraat. Die hiernatoe sal kom, sal sit in jou stoel en sal uitsort. Ek gaan vir jou bid en as ons klaar, dan kan jy op jou eie tyd gaan, as jy moet gaan, as jy welkom, spandeer, as jy langer wil bly, spandeer tyd ons. Dis jy's nou op jou eie hier vanaf vorentoe. Here, dankie dat ek weet U met ons kom praat het. Dankie Here dat ek weet dat U met iemand in hierdie plek kom praat het vandag. U is 'n toevlug. U is 'n veilige vesting. Al ons hoop is in U, Here. Laat ons nie daardie swaarde optel nie, Here. As ons bang is vir iets, Here, as ons vreesagtig is, Here, as ons kwaad is vir iets of iemand of 'n situasie, dalk vir U, Here, as ons onsself geïsoleer het, ons eie aangaan, wat ook al dit mag wees, Here, laat ons nie verder aangaan soos ons aangaan en dodelike gevolge face nie, Here. Ons vandag uit Dawid se Psalm 9 geleer en na hierdie tafel te kom, vir U sê, Here, kom, lê my swaarde neer. Here, kom, lê hierdie goed aan die voete neer. Jesus het gesterf, het opgestaan om my die opstandingskrag te gee, en ek gee die vrees vir U, ek gee die woede vir U, Here, ek gee die eensaamheid, ek gee die reëse vir U. Slyn hulle vandag, ek vat die oorwinning, ek is meer as 'n oorwinnaar. Gee dit vandag vir U. Wil jou nooi, kom na die tafel toe, kom ontmoet met die Here hierso, en kom ons vat 'n tyd rondom dit. Baie dankie dat jy hierso was, die wat vanaand beginpunt doen, ons gaan julle daar sien, ek wil vra, kom ons hou net die stemming so, kom ons chat en vang nie op met iemand in die gangetjies nie, kom so na die tafel toe. Mag die Here jou seën.